Goeiedag vriende, dit is lekker om weer saam met julle te kuier. My naam is Franco, ek is deel van Doksre Tuinroete span en ek anker hier by ons Hartland kampus. Nou, die afgelope paar weke het ons gesels oor iets treffend wat deel gevorm het van ons reeks Wanneer Liefde Werk. En spesifiek in jou verhouding. Nou, iets wat hier vir ons uitgestaan het was kommunikasie. Kommunikasie in ons verhoudings. En ons het gelees uit 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 waar Paulus sê die liefde bedek alles. Dit glo alles, dit hoop alles en dit verduur alles. In ons verhoudings, hoe lyk dit wanneer jy uitnemender weg alles bedek, alles glo, alles hoop, alles verduur? Hoe speel dit 'n rol binne in ons kommunikasie met mekaar? Paulus skryf in Efesiërs en ons lees iets van hy wat kom iets neersit vir die gemeente daar. Efesiërs 4 vers 25. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Paulus sê hier, praat waarheid met mekaar, want julle almal staan in verhouding. So, dit is 'n groot klem. Gee aandag aan jou verhoudings. Gee aandag aan hoe julle met mekaar werk. Gee aandag aan hoe julle met mekaar kommunikeer. Arno en Dewald het albei in hulle vorige sessies verwys na 'n boek wat in hierdie reeks genoem was van Tom Holliday, The Relationship Principles of Jesus. En dit gaan alles oor beginsels van verhouding. En 'n groot klem waarop ons gefokus het was kommunikasie. Nou, net om vinnig op te som, as jy dalk nie die vorige sessies kon kyk nie, of dalk net vergeet het, maar ons het gekyk na hierdie beginsels oor kommunikasie in verhouding, en die redes hoekom kommunikasie soms misluk. Een van die redes is, ons beskerm onsself in plaas daarvan om te connect met mense. 'n Ander rede is, ons luister om te antwoord, nie om te verstaan nie. En nog 'n beginsel was, ons praat nie oor ons seer nie. En ons het gekyk na Jesus. Na Jesus wat die teenoorgestelde opgetree het. Jesus het waarheid en genade saamgespreek. Hy het dit geleef. Dit word so mooi vir ons gesê, speaking truth without condemnation, confronting without humiliating, correcting without controlling, expressing emotion without becoming destructive. Die doel van kommunikasie is herstel, nie domineer nie. En ons het gekyk na die rol wat vertroue speel in kommunikasie en dat ons waarheid in liefde moet kommunikeer. En 'n belangrike beginsel van hoe hierdie kommunikasie kan lyk binne in ons praktyk, binne in die praktyk, is om spesifieke gewoontes aan te leer. Gewoontes wat deur Jesus se voorbeeld geïnspireerd is. En dit is gewoontes soos pause voordat jy reageer. Kry duidelikheid voordat jy net aanneem. Kommunikeer reguit en direk en erken wanneer jy verkeerd was. En hierdie gewoontes en hierdie klein beginsels vorm alles deel van die proses van wanneer die liefde werk in ons verhoudings. En 'n groot deel van hierdie beginsel wat ons nou op wil fokus, is dat jou volwassenheid in kommunikasie is afhangend van jou geestelike en emosionele volwassenheid. Nou, ons jaartema is Marked by His Glory, Known by His Love. En ons reis saam deur Korintiërs. En Paulus skryf 'n brief aan die gemeente daar in Korinte en hy skryf in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot en met vers 3. Hy sê, wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met die wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink,
nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Waar daar onder julle afguns en onenigheid is julle dan nie wêrelds en gedra julle dan nie soos wêreldse mense nie. Nou hierdie is juis wat Paulus kom en kom neersit vir die gemeente in Korinte. Daar is 'n groot stuk volwassenheid wat afwesig is, wat eintlik daar moet wees. En hierdie het alles te doen met kommunikasie en hoe hulle met mekaar kommunikeer en hoe hulle luister. So as ons sê 'n groot deel van hierdie beginsel is dat jou volwassenheid in kommunikasie afhangend is van jou emosionele en geestelike volwassenheid, dan bedoel dit dat soos wat ek en jy emosioneel en geestelik groei, dan word dit makliker. Dit word makliker om jou humeur te beheer. Dit word makliker om geduldig te luister, om sag te praat, om kalm te bly onder druk en onder stres, om selfsugtige reaksies te vermy en om te vergewe. Die liefde bedek alles. Dit glo alles, dit hoop alles en dit verduur alles. En hierdie groei in jou emosionele en geestelike volwassenheid verbeter jou volwassenheid in kommunikasie. Tom Holliday skryf, kommunikasie is dan nou nie net 'n skill wat jy aanleer nie. Nee, dit is deel van die vorming van jou karakter, emosionele en geestelike volwassenheid. En hoe lyk dit in die gemeente? Hoe lyk hierdie in ons omgewing? Dalk is dit 'n goeie besprekingspunt om in die groep nou te vra, hoe lyk dit in ons gemeente wanneer ons groei in geestelike en emosionele volwassenheid? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek glo julle het waardevolle gesprekke nou saam gehad as 'n groep en as ons kyk na hierdie beginsels. As ons kyk na die beginsels van kommunikasie in ons verhoudings en ons bou op hierdie fondasie van 'n karaktervorming van sterk geestelikheid en emosionele volwassenheid, dan sien ons daar is 'n duidelike verband tussen liefde en luister. As ons moet kyk na Jesus, hoe Jesus hierdie uitgeleef het, die manier hoe hy lief was, die manier hoe hy geluister het. Jesus het mense laat voel, hulle word raak gesien. Jesus het mense laat voel, hulle word gehoor. Jesus het mense laat voel, hulle is waardevol. En Jesus het mense laat voel, hulle word verstaan. Goeie kommunikasie gaan nie net oor ek wat gou net vinnig inligting wil deurgee aan iemand of aan mense nie. Nee, dit is om mense te help voel dat hulle waarde het en gerespekteer word. Holliday, hy skryf in sy boek, People often remember tone, attentiveness, empathy, more than exact words. En dit is die uitdaging waarmee ons sit. Hoe lyk hierdie liefde en luister in jou omgewing as jy kommunikeer met attentiveness? Hoe lyk liefde en luister in die beginsel van ons kommunikasie? Die toon met wat ons liefhet en luister. En as ons kyk na Jesus, het ons die perfekte voorbeeld van hoe dit kan lyk in ons lewens. En hoe heg ons dan koneksie tussen liefde en luister? En dan die beginsel van konflik is nie die vyand nie. Die boek sê ons moenie konflik heeltemal vermy nie, nee, maar eerder ongesonde konflik wat die probleem is. So kom ons kyk na gesonde konflik. As ons kyk na gesonde konflik, dan lyk dit so. Dit help ons verstaan. Dit bou vertroue. Dit versterk intimiteit en dit groei
ons eerlikheid. Nou wat baie belangrik is in hierdie beginsel is die houding. Die houding van hoe jy dit aanpak. Nederigheid en die willingness to reconcile. Dit speel 'n groot rol in die groei van kommunikasie in ons verhoudings. En weer eens, hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk dit in jou verhoudings? Hoe lyk dit in ons gemeente? Ek wil afsluit met 'n laaste groepsvraag. Hoe is dit wat ons hier leer en hier lees? Anders as die kultuur wat geskep word om ons. Kom ons sit effort in om as 'n gemeente te fokus op hierdie beginsels. Geestelike en emosionele volwassenheid, liefde en luister. En konflik is nie die vyand nie. Mag julle geseënde gesprekke hê. Blessings vir julle.